Gemeente, ons tree hierdie jaar nie alleen binne nie. Ons kom voor God se aangesig, die Here wat met ons is. Die een wat sy aangesig oor ons sal laat skyn, wat ons nie sal verlaat nie. Ons vertroue is in hom. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, wat sy aangesig na ons toe draai, en van Jesus Christus, die ons Here, deur wie God ons sy kinders noem, in die krag en teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons skriflesing vanmôre kom uit Numeri 6 vanaf vers 22. Ek gaan wel die 1953 vertaling, die ou vertaling lees. Hy stel dit net so klein bietjie meer direk en mooier as ek dit so kan stel. As die Bybel is direk, is jy meer as welkom daarin te blaai, anders te kan jy ook net saam met my op die skerm volg. Numeri 6 van vers 22 tot 27. Maar voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons buig eers ons hoofde. Almagtige God, Hemelse Vader, ons kom voor U op hierdie nuwe jaar. Here, ons weet nie wat voor lê nie, maar U doen. En daarom gee ons onbekende toekoms aan 'n bekende God. Die een wat ons vashou, die een wat ons seën. Here, ons bid vanmôre dat U ook U woord sal gebruik en hierdie woord vir ons sal oopbreek, dat ons sal hoor wat U vir ons elkeen wil sê. Dat ons anderste, veranderd, hier sal uitstaan. Dat ons kan sê, ek het ontmoeting met die Here gehad. Nie omdat ek so gevoel het nie, nie omdat daar iets ongelooflik gebeur het nie, maar omdat ek weet, soos dat ek weet, ek was in die teenwoordigheid van die Here, want U is oral. Laat ons nou ons harte na U toe draai. En mag ons hoor wat U vir ons elkeen vandag wil sê. Spreek, Here, spreek hierdie hele jaar, want U kinders wil regtig luister wat U vir elkeen van ons wil sê. In Jesus naam alleen. Amen. Numeri 6 van vers 22. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal jou sy aangesig oor jou verhef en dan jou vrede gee. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal seën. Gemeente, in die eerste dag van hierdie nuwe jaar is daar altyd vrae wat voor. Jaar deur die wat maak hierdie jaar? Gaan my gesondheid dit hou? Hoeveel mense gaan ek hierdie jaar aan die dood verloor? Wat ons wel sonder twyfel kan weet, ons staan nie net voor die nuwe jaar nie, ons staan onder die woord van die lewende God. Nie 'n mens se wens nie, nie 'n kalender se belofte nie, maar God se rykste seën. Die Here self leer sy volk hoe hy oor hulle wil praat. En die kern van hierdie seën is in Kom spreek en gesê. Hierdie woorde begin nie by die priesters nie.
Hierdie woorde begin nie by die volk nie. Hierdie woorde begin by God. En die seën van elkeen van hierdie reëls begin met die woord, die Here. En hierdie is nie toevallig net so neergeskryf nie. Dis baie doelbewus om te beklemtoon wie is besig om te praat. Gemeente, dis belangrik vir 1 Januarie 2026 dat ons moet weet, die nuwe jaar begin nie met wat ons oor God sê nie, maar oor wat God oor ons sê. Hier is 'n duidelike verskil tussen ons en die wêreld. Die wêreld sê, dit draai om my, myself en haar, dit gaan om my. Ons as kinders van die lewende God besef, dit begin by hom. Alles begin by hom, dit begin by God, die skepper van die hemel en die aarde, die een wat in 2025 was, die een wat vandag hier by ons is, en die een wat elke dag, al 365 dae, by ons sal wees in hierdie nuwe jaar. Die Here, ons Here. Hier is die kern van die seën wat ons vandag gelees het. Dit begin nie net by God nie, God is die seën. Die seën gaan nie oor net wat ons ontvang nie. Dit gaan nie net oor alles wat God vir ons gee nie, en wat hy vir ons gee is so ongelooflik baie, en ons kan dankbaar vanmôre vir hom buig en sê dankie. Maar dit gaan oor meer as oor wat hy vir ons gee, dit gaan oor wie hy is. Dit gaan oor hom, dit gaan oor sy teenwoordigheid by ons. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en nou genadig wees. In die Bybel is God se aangesig nie 'n abstrakte idee nie. Wanneer God sy aangesig van sy volk af wegdraai, straf hy. Maar wanneer God sy aangesig oor hulle laat skyn, na hulle kyk, wat goed met hulle, seën hy hulle, is hy by hulle, is daar lewe. Hierdie beeld kom uit die wêreld van verhoudings. Dis wat gebeur wanneer iemand jou raak sien, wanneer iemand nie wegkyk as jy instap nie. Hier is die diepste vorm van intimiteit, 'n intieme verhouding, waar ons diep in mekaar se oë kyk. Hier sê God dis duidelik, ek kyk na jou. Ek wil met jou in 'n verhouding intree. Ek wil jou sien, alles van jou. Ek wil na jou kyk met deernis in die oë soos 'n pa na sy kind kyk. Is hierdie ook nie die kern van die Kersverhaal nie, wat speel in Johannes 3, wat sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Want God het na die wêreld gekyk, en hy kon nie anders nie, as om uit liefde beweeg te word nie. Een van die ander leesroostertekste vandag is Galasiërs 4, wat iets van hierdie kindheid opsom, wat ook die Kersgebeur vasvang. Galasiërs 4, vers 4 tot 7 sê, maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aanbreek, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur en in ons roep uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Hoe ongelooflik is dit nie? Gemeente, die grootste vrees waarmee ons in hierdie nuwe jaar moet ingaan, is nie die vrees wat moontlik kan gebeur nie. Dis die vrees of God saam met ons in hierdie jaar ingaan. En hier moet ons die houding hê van Moses. Nadat die volk die goue kalf aanbid het, wil God
nie niks met die volk te doen hê nie. Maar Moses gaan pleit voor God en hy sê die volgende woorde. Toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. As u nie self saamgaan nie, moet ons nie laat trek nie. Mag hierdie vers die tema wees van ons lewens. Mag ons geen besluit maak in hierdie nuwe jaar as God dit nie eerste gemaak het. Mag ons nie beweeg as God nie sê ons moet beweeg nie. Mag ek nie na 'n plek toe gaan as ek nie weet God het my daarheen gestuur. Hier hoor ons, hy draai nie sy gesig weg nie. Hy kyk na jou met lig. God sal jou nooit alleen los nie. En hierin lê die seëning van die jaar 2026. Nie net soos die seën gelê het by die jaar 2025. Nie in dit wat ons kan kry nie, nie in ons gesondheid nie, nie in ons bewaring nie, nie eers in ons familie nie, maar in die feit dat God met ons was, met ons is en met ons sal wees. As ons besef dat God sy gesig na ons toe draai, dat hy saam met ons in 'n verhouding wil wees, dat hy ons liefhet, as ons werklik hierdie besef en dit nie net hoor, lees nie, as ons hierdie werklik besef, julle, dan gaan die wêreld vir ons verander. Want dan beteken dit, maak nie saak wat hierdie jaar wat voor lê vir ons inhou nie. God is met my, wie kan teen my wees? As ek besef die Here dra my, hy's by my, maak dit nie saak wat hierdie wêreld vir my opdis nie. Want hy lei my. Hy hou my vas. Hy sal met my wees. Ek is in God se hand. Ek is veilig. En hy sal jou genadig wees. God se aangesig skyn nie oor jou omdat jy reg leef nie. Dit skyn oor jou omdat God genadig is. Genade beteken God se guns kom voor ons prestasie. Want of jy dit wil hoor of besef, in die jaar 2026 gaan jy weer aanjaag. Gaan jy weer sondig. Gaan jy weer goed doen wat jy nie wil nie. En al bereik jy elke liewe teiken wat jy vir jouself gestel het. Al verloor jy daai 5 na 10 kilogram. Al verdubbel jou bankrekening. Al kry jy in al jou vakke onderskeidings, sal dit nog steeds nie genoeg wees om God se liefde te verdien. Want jy kan. Jy kan nie daardie liefde verdien nie. Hy gee dit vir jou deur sy seun wat dit wel kon verdien, deur vir ons te sterf op Golgotha. Op die eerste dag van hierdie nuwe jaar moet ons hoor nie 'n lys verwagtinge nie, maar 'n belofte. 'n Belofte wat sê, al is jy nie goed genoeg nie, al kan jy nooit my genade en vrede verdien nie, gee ek dit vir jou. Gee ek dit vir jou in oorvloed. Al weet ek, jy gaan nie altyd doen wat ek van jou verwag nie, sal ek daar wees keer na keer as jy terugdraai na my toe. Gemeente, jy stap nie hierdie jaar in met die weet hoe sterk jou geloof is nie, maar om die weet om te weet hoe groot God se genade is. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en dan vir jou vrede gee. God verhef sy aangesig oor jou. Dit beteken hy buig af na jou toe. Hy trek jou op in sy teenwoordigheid. Wat 'n teenbeeld vir hierdie wêreld waar mense oor die hoof gesien word. Een van ons grootste behoeftes as mens is dat ons wil raak gesien word. Ons wil saak maak. Ons wil spesiaal voel. En hoor vandag hierdie woorde duidelik. Hy sien jou raak. Hy weet waardeur jy was in die jaar 2025. Hy ken jou seer, hy ken jou verlede, hy ken jou sonde, hy ken jou stikkend. Hy weet alles van jou.
En hy kies nog steeds om stil te staan by jou. Want om af te buig beteken ek moet stil staan. En daarom buig God vandag voor ons elkeen af. En hy sê, jy is my kosbaar. Vir Israel in die woestyn was hierdie see nie 'n belofte van gemak nie, maar vir die teenwoordigheid. Ons het besef dat hierdie seën is nie geskryf toe dit goed gegaan het met Israel. Israel is hier besig om 40 jaar in die wildernis rond te trek. En dan sê God vir hulle, ek is by jou. Hierdie beteken dis nie gemak, gesondheid, 'n lekker lewe nie. Hierdie beteken sy teenwoordigheid. Hierdie is nie dat dit lekker en mooi met jou gegaan nie. Hierdie was 'n seën wat sê, God is by hulle. Hy het hulle nie gelos nie, dat in die moeilik, in die ongemak, God by hulle en daarom ons is. En aan jou sal hy vrede gee. Vrede wat nie net rus is nie, maar shalom. Heellik. Nie alles gaan reg wees nie, maar jy sal nie verlore wees nie. Nie alles gaan verstaanbaar wees nie, en uitwerk soos wat jy wil hê dit moet nie, maar hy sal jou vashou. Hierdie vrede is nie die gebrek van oorlog nie, nie die gebrek van seer nie, dis nie 'n gevoel nie. Dis die vrede wat Jesus self van praat, as hy in Johannes 14 met sy disippels praat, as hy vir hulle sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort van die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie, want ek is by julle. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel hê, en ek sal hulle seën. God bind hom aan sy naam. Hy plaas sy naam oor sy volk. En dit doen hy vandag nog. Daarom word ons Christene genoem. En dis 'n woord wat ons half verafskeid, woord wat ons half mak gemaak het, as ek dit so kan sê. Maar om 'n Christen te wees beteken, jy dra die naam van Christus. Dis wat ons dra, julle. By ons doop word ietsie van waarheid, waar God sê, hy is ons God. Hy is die God van ons nageslag. En hy kom vandag hier in die begin van jou jaar, en hy sê weer vir jou, jy is myne. Ek wil my naam vir jou gee. Hierdie word egter meer as 'n seën. Hierdie word 'n opdrag. As ons hierdie seën ontvang om sy te wees, hierdie ons opdrag in die jaar 2026 om as sy kinders te leef. As ons sy kinders wil wees, moet ons as sy kinders leef. Om sy lig te skyn, om sy omgee te wys, om die verskil te maak. Met hierdie seën word hierdie ons verantwoordelikheid. Gemeente, ons weet nie wat hierdie jaar gaan bring nie, maar ons weet onder wie se aangesig ons leef. Mag ons die onbekende jaar, hierdie 365 jaar wat voorlê, onbekend vir ons is, in die hande van 'n bekende, heilige, almagtige God los. Mag jy hierdie jaar leef onder God se lig, onder sy genade, onder sy vrede. Doet u besluit met u eie teenwoordigheid. U het eers deur die profete gepraat met ons, deur mense, Moses, Abraham, Isak, u deur die rigters met ons gepraat, die priesters met ons gepraat, Here, met die konings, en ook met die profete. En toe het u Jesus vir ons gestuur, om ons vry te koop. Ons is wat Galasiërs 4 sê, dat ons kinders van u kan wees en erfgenaam. En toe het u die Heilige Gees vir ons gestuur, wat by ons leef, wat in ons is,
En nou, Here, saam met die Heilige Gees, het U hier kerk. Dankie, Here, dat U altyd teenwoordig is by ons. En laat dit die seëning is. Nie baie geld nie, nie gesondheid nie, nie alles wat ons so onverdiend ontvang nie, maar die feit dat U teenwoordig is, dat U Immanuel is, dat U God met ons is. Laai ons om dit te besef, dat U vandag in die begin van hierdie jaar na elkeen van ons afbuig en sê, Jy is my geliefde seun, my geliefde dogter, oor jou verheug ek my. En mag ons in hierdie jaar in beweeg, Here, want ons wil U kinders wees, en daarom sal ons soos U kinders leef. Ons sal U naam uitdra, daar waar ons beweeg. Help ons, Here. Help ons, want ons weet ons verdien dit nie. Ons weet ons verdien nie hierdie seën, maar ons weet U is genoeg. Daarom gee ons vanmôre hierdie onbekende 350 spees. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes, en terwyl die offergawes speel, gaan ek die lied speel, die seën speel van Retief Burger. Here, dankie dat ons nou deel van onsself aan U kon gee. Maar ons van ons hele self en hierdie hele jaar aan U voete neersit. Wees met ons, lei ons, en mag U wil geskied. Mag hierdie geld gebruik word tot die opbou van U koninkryk. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en eindig ons met 'n slotlied.
Ja, Here, ons bid dat U alles van ons sal neem. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. So lê die Here sy naam op julle en hy self sal julle seën. Mag hierdie jaar vol van sy genade en vrede wees. Amen. Dag ek het weer vir elke van julle. Wil ook sê môre. Oeps, my